Goeiedag en baie welkom by hierdie week se Gebedswoensdag. Vandag is Woensdag 29 Oktober 2025. Daar waar jy is, word vir 'n oomblik stil voor God. Sit gemaklik, laat jou asem rustig in en uitvloei. Fokus vir 'n oomblik oor hierdie handeling wat ons elke sekonde van ons lewe doen, sonder dat ons veel daaroor dink. Wanneer jy inasem, sê stilweg: Here, U is my lig. En wanneer jy uitasem, ek vertrou op U. Laat die woorde stadig oor jou vloei. Lig, vertroue, vrede. Psalm 27 is 'n lied van geloof te midde van onsekerheid. Dawid sing nie omdat alles in sy lewe seker en veilig is nie, maar juis omdat hy tussen vrees en vertroue leef. Hy skryf hierdie psalm as iemand wat weet, selfs wanneer die toekoms donker lyk, bly God se lig sterker. Kom ons luister vandag weer na hierdie woorde. Die Here is my lig en my redding. Vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners om my toesak, om my lewendig te verslind, ja, my teestanders en my vyande struikel hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuiling op die dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Die Here is my lig. Ons weet almal, lig is nie altyd skerp en helder nie. Soms is dit net genoeg om die volgende stap te kan sien. Dawid sê nie dat hy nooit vrees nie. Hy sê dat hy vrees binne God se lig beleef. Dat daar altyd lig is. Vertroue beteken nie dat gevaar en onsekerhede verdwyn nie. Maar wat dit wel beteken, is dat ek kies om my oë oop te hou vir God se lig, selfs in die donkerste tye van my lewe. Neem 'n paar oomblikke en vra vir jouself af: waar het jy hierdie jaar vrees en onsekerheid ervaar? Waar het jy geleer om God se lig in daardie donker tye te sien? Wat het jy binne daardie lig geleer? En as ons begin ons reg te maak alweer vir 'n volgende nuwe jaar, hoe kan jy jou vertroue in God vir 2026 versterk? Prakties in jou gebede, jou tyd en jou besluitneming.
As ek darm nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie, wag op die Here. Wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Dis maklik om te sê, ek vertrou op God wanneer alles seker en veilig voel. Maar geloof word gevorm in die wag, in die onsekerheid, in die tye wanneer niks duidelik voel nie en ons nie die volle prentjie kan sien nie. In daardie tye bly hierdie psalm fluister: die Here is my lig en my verlossing. Mag hierdie woorde jou dra, en mag jy die Here se lig sien, al is dit net vir vandag, net genoeg vir die volgende tree. Gebruik 'n paar oomblikke en deel met die Here die donker hoekies van jou hart, die onsekerhede wat jou vrede wegneem. Here, U is my lig wanneer ek deur donkerte gaan. U is my verlossing wanneer ek vrees. Ek bring vandag my onsekerheid, my vrae, my vrese voor U. Here, ja, dit wat ek selfs al so lank probeer wegsteek, probeer vermy. Leer my om U te vertrou. Nie net met wat ek sien nie, maar vir dit wat U beloof het. Gee my moed om te wag, geloof om aan te hou, en lig om te sien dat U altyd naby is. Here, help ons om U lig te sien. Amen. Mag die Here jou vul met sy lig in elke donker plek. Mag sy vrede jou hart kalmeer waar vrees oorheers. Mag jy hierdie week stap in sy lig met moed